Daar's 'n paar dinge wat my in my lewe genuen gevang het. En een van hulle is wanneer mens 'n fliek kyk en jy dink jy 'n storie. En dan jy's nog hier en op die einde dan is die fliek daar. En dan moet jy eintlik die hele 90 minute in jou kop weer deurgaan en sê wat het nou hier gebeur? Dan moet jy al die dooitjies bymekaar probeer kry. Dit dan met jou gebeur. Dis al soos altyd is in 'n storie as daar nou 'n speurder is, sulke speurstories wat jy net dit was definitief sy. Dit was definitief sy. En nou die van julle wat nou jonger is as 40, gaan nou nie weet daar was 'n reeks gewees in Suid-Afrika Murder She Wrote. Ja, en dan kry sy almal so in die kamer, begin sy almal so deurpraat, sy sê dit was jy, en dis ek het glad nie gedink dit was sy nie. Ek het gedink dit is hulle. En dan moet jy die kolletjies bymekaar kry. En daai een groot fliek, nou die vriende wat dit nog nie gesien het nie, ek wil nou nie 'n fliek promoveer nie, maar daai een groot fliek van waar die seentjie sê, I see dead people. En jy weet nog daai fliek was, ek was heeltemal te en ek weet nie wat nou weer aangaan nie, en so my heerlikheid. Toe moet ek die hele fliek weer oorkyk om te kyk wat daar aangaan. Maar ek gaan vandag probeer, ek gaan dit regtig probeer, ek het hierdie week bidend en ek het 'n paar prosesse met die span deurgepraat, om iets van Pinkster vir jou uit te pak, en nie op 'n vars of 'n nuwe manier nie, maar die Bybel praat van dat die Here uit die woord uit nuwe skatte en ou skatte bring. So daar gaan ook goed wees wat jy al gehoor het, en daar gaan ook goed wees wat jy nog nie gehoor het nie, maar in dit, sou ek hoop dat jy iets van Pinkster begin verstaan in die hart van die woord. Ons het baie opinies rondom Pinkster en Heilige Gees beweging en werking. Ons is ook 'n Pinksterkerk wat in ons nalatenskap baie oortuig is dat ons wil leef deur die leiding van die Heilige Gees. En dit is en dit moet so bly. Amen. Dat ons is geesgedrewe mense wat ons voetstappe laat lei deur die Heilige Gees. So, met dit gesê, daar's 'n klomp dinge in die Bybel wat ons moet verstaan. Dat die Ou Testament is as 'n reël 'n skadu van die Nuwe Testament. Die Ou Verbond is 'n skadu van die Nuwe Verbond. Dis 'n prentjie al die goed wat gebeur in die Ou Testament. Jesus praat van julle ondersoek die skrifte, julle kyk die skrifte, maar dit alles praat oor my. En die senter van dit is dit altyd Jesus Christus in hierdie werk. So ek gaan vir ons 'n paar dinge vandag probeer uitpak in die hart van Pinkster en dan môre en Dinsdag aand gaan ons prakties die verwagtinge hê van Here, dit wat U gesê het, mag dit ook gebeur hoe U wil. Nou 'n paar maande terug, 'n maand of 2 terug, het ons 'n reeks gedoen oor Nikodemus in Johannes 3 wat by Jesus kom sit het en ons het daai stuk uitgepak. En Dirk het dit so mooi vir ons geland ook. Maar in die begin van Johannes 3 kom Jesus en hy sê vir Nikodemus met 'n vergelyking van hoe die Gees werk. Hy sê die Gees is soos 'n wind wat waai waar hy wil. Hy sê dis hoe dit is met die wat gebore word in die Gees. Die Heilige Gees is die Heilige Gees, die persoon, en ek en jy kan nie 'n demper op hom sit nie, ons kan nie bepaal hoe hy werk, wanneer hy gaan werk en hoe hy gaan werk nie. Hy is die Heilige Gees en hy doen soos hy goed dink. 1 Korintiërs 12 gee ons daai prentjie baie duidelik. In Joel 2 kry ons die eerste prentjie wat na verwys word, wat op die dag van Pinkster gepreek word, en ek gaan dit vir ons lees. Daar's die skrif daar agter nie, maar ons gaan dit 'n paar, jy gaan net vir my saam luister vandag. So in Joel 2 kom die skrywer en hy sê die volgende, so ek wil jy net mooi aandag gee, jy kan die goed neerskryf as jy wil, en berg dit in jou hart. Maar Joel 2 sê die volgende, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Dis 'n baie groot belofte, wat die profeet deur God hier maak. Want in die Ou Testament was dit konings, priesters en profete wat God se gees ontvang het. Die gewone mens, ek en jy, het glad nie die voorreg gehad, of die reg, om met daai realiteit te kan leef, en dat God se gees ergens in ons lewens deel was, en dit het nie gebeur. So God kom en hy sê, maar wat gaan gebeur? Daarna gaan ek my gees uitstort op alle vlees. Party vertaling sê in die laaste dae, so gaan ek my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En denk jy, wow. Die profetiese is nie noodwendig as 'n reël 'n toekomsbepaling nie, want dis wat ons baie dink wat profesie is. Dis wat in die toekoms gaan gebeur. Dis wat profesie is nie. Profesie is die openbare woord van God gesproke. Dis profesie. So as jy 'n profeet gehoor het en die profeet gesê, so sê die Here, en dan het die woorde van God herhaal. Dis profesie. So dink net vir jouself, dat in 'n massavloed van die uitstorting van die Heilige Gees, dat ons kinders, julle seuns en julle dogters, begin die woord van God aktief praat. Dink geraak, dis 'n geesbeweging.
Nou weet hoe gaan in ons skole, in hier kom aan, as die kinders net, wat uit hulle monde uitkom, is die woord van God. Nou ek weet, ek staan by baie sport. Wat by die monde uitkom, is nie noodwendig altyd die woord van God. Dis ook so. Maar Joël kom en hy kom sê, daar's iets wat gaan gebeur, wanneer ek my gees gaan uitstort op alle vlees. Seuns en dogters gaan begin profeteer, hulle gaan die openbare woord van God begin praat. Het gaan met kinders gebeur. Hoor wat hy sê, en julle ou mense sal drome droom, jy gaan op jou ou dag nog drome hê. En ek praat nie van ek slaap en ek dink toe ek in die gras gehardloop het en my liefie my gejaag het nie. Dis nie wat hy hiervan praat nie. Hy praat van daar's nog iets, 'n toekomsverwagting vir my, selfs op my ou dag. Dit gaan in my gees leef. Daai ewige hoop wat ek baie van praat. My hoop is nie tydelik nie, maar my hoop is ewig. Julle jongelinge sal gesigte sien. Julle gaan die openbaring van God begin sien. Dink gaan daaroor. Jy kan daai voorbeeld wees en ons het in ons ouerskap daai realiteit gepraat van wat jou voorbeeld en versorging wat jy moet wees. Maar die volle openbaring kom altyd maar van God af. Altyd. Hulle gaan hierdie gesigte sien. En ook op diensknegte en op diensmaagde sal ek in daardie dae my gees uitstort. En op vers 32 gaan hy sê, daar gaan tekens wees en die maan gaan beduis en 'n klomp goedes wat groot tekens is. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen. Dis 'n Ou Testamentiese belofte wat ons in die Nuwe Testament die beeld daarvan sien. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees. Soos die Here gesê het. En onder die vrygeraaktes, die wat die Here sal roep. Hy sê, die wat vrygemaak is deur die Here, dit gaan hulle nalatenskap wees. So waar kom hierdie Pinksterbelewenis vandaan dat die kerk gebore is op Pinksterdag? Nou gaan ons 'n tree terug hier. Nou is dit soos hierdie fliek, ons moet nou die doetjies bymekaar bring, né? Want die Ou Testament is 'n beeld van die Nuwe Testament. Die Ou Verbond is 'n beeld van die Nuwe Verbond. So in die Ou Verbond kry ons die Joodse nasie in Egipte. En hulle vier wat ons ken as die Pasga, die Paasfees. Nou dit het 50 dae terug gebeur. Okay, dit is belangrik dat jy daai datum onthou. Dit het 50 dae terug gebeur. Het ons die Pasga onthou. Hulle die lam geëet en opgeëet en gedeel met mense as daar nie genoeg was nie. Die bloed is gesmeer en hulle, want dis die Paasouer. Nou is dit hierdie en is hierdie beeld van die lam wat sterf sodat ons kan leef. Dit is altyd die beeld na Jesus toe. Nou gaan hy in die woestyn en 50 dae later ontmoet hulle as 'n volk die eerste keer vir God. So as jy die stukkie gaan lees, sien jy dat God vir hulle sê, okay, julle moet julle self reinig, maak julle self reg, ek gaan myself aan julle openbaar. Nou is almal gereed. En hoe openbaar God homself aan hierdie volk? Dit is verskriklik. Die sluier gaan oop van die ewigheid waar God homself bevind en hy kom maak sy tuiste bo op 'n berg. Soveel so dat die berg in sy fisiese God amper nie kan dra nie. Die berg slaan aan die brand, dis weerlig, dis donder weer, dis 'n verskriklike gesig. Soveel so dat die mense vlug. Hulle is oorweldig deur daai realiteit. Gelees die storie. Inteendeel, hulle sê vir Moses, hierdie is te veel vir ons, gaan jy. Daar sien ons die eerste uitnodiging van God in sy skepingsdoel. God wil altyd met mense verhouding hê. Altyd. Dit was die oorsprong in die Eden. Ek het die mense gemaak vir my bestuur en hy vir ons, sodat ons by mekaar kan wees. Jesus se uitnodiging sê, ek gaan na my Vader doen vir jou 'n plek te berei, sodat jy vir altyd by ons kan wees. Dit is altyd God se hart, maar nou sit dit hierdie is te groot vir ons. Moses, gaan jy. Nou is Moses al, en wat kry Moses toe? Moses kry die wet, die 10 gebooie. Dis wat hy kry. So ons sien hierdie prentjie van wat gebeur in die uitnodiging tot Pinkster. Nou daai tyd word genoem die fees van weke. So as jy Deuteronomium en Levitikus toe die wet nou geskryf word, al die ekstra goed kom nou by wat aan Moses gegee word, is dit gegee, dis in Engels is dit the feast of first fruits. So wat gebeur is op die 50ste dag na Pasga, dan het jy die oes begin inbring. So dan het jy daai eerste vrug, want dis die fees van weke. Dis Pinkster. Dis wat dit beteken. En Pentekoste beteken ook net 50. Dis wat dit beteken. So dis die fees van weke, dis die fees van die oes. Dis waar dit vandaan kom. So nou moet jy moet nou hierdie beelde onthou. Is almal nog reg? So nou gaan ons na Jesus toe. So nou wil ek vir jou sê wat gebeur in die Nuwe Testament. So in die Nuwe Testament in Lukas 24
kom Jesus en hy sê, en kyk, jou oom moet ook wees, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag in die hoogte, totdat julle toegerus is met krag, dit is belangrik, nee, toegerus is met krag. Nou die woorde wat hy daar gebruik, ons kry 3 woorde in die Grieks, ons gaan 'n bietjie Griekse klas hê vandag, is allemaal oké, want die Grieks is Grieks. Kyk, ek kan alle tale praat, behalwe Grieks, want dit is Grieks, ek kan nie praat. Ek kan ook nie Zulu praat nie, want dit is Grieks. Ek kan ook nie Chinees praat nie, maar dit is Grieks. Dit is alle tale is Grieks. Maar hy sê, julle gaan aangedoen word met krag. So krag het 'n paar woorde, die woord kratos, ons ken daai woord in Griekse mitologie, ons het die woord exousia, die onuitputbare bron van krag, en ons het ook die woord dunamis, waar ons die woord dynamo vandaan, kragopwekker vandaan kry. Hy sê, julle gaan aangedoen word met hierdie realiteit. Maar julle moet gaan wag. Julle moet gaan wag dat julle aangedoen word met krag. Bly in die stad. Moenie ergens heen gaan. En net so 'n klein systapie van hierdie wagmoment. Is dat in die 50 dae wat Jesus, of in die 40 dae, as 10 dae na sy hemelvaart, wat die wagtyd was, maar in die 40 dae na Jesus se opstanding, het meer as 500 mense hom gesien. Nou ek wil net gou vinnig, ek vat nou so 'n bietjie van 'n afdraai pad, ons gaan nou nie by die snelweg uitkom. Dink net gou hoe dit vir daai 500 plus mense moes geweet het. Nou ons kan dit vergelyk met ons groot mense hier. Hier sit min of meer 500 mense hier, so net. Hier is min of meer die groot hier. So meer as 500 mense sien Jesus. Hulle het drome gehad, hulle het verwagtinge gehad, hulle het Jesus se woorde geglo, nou sterf hy. Hulle het gedink hy gaan die volk kom herstel, hy gaan hulle vrymaak, Jerusalem en Israel gaan weer 'n nasie van leiers wees. Hulle het 'n klomp drome, hulle het 'n klomp dinge wat met 'n verwagting van die rabbi, hulle oë is op, hulle sien, hy is net 'n goeie leraar nie, hy is die seun van God, hy is die seun van die mens geopenbaar, en daar is hy dood. 3 dae later staan hy op. Dit het in elk geval vir hulle gesê, nou moet jy dink met die disippels, by die opbou tot sy sterwe sê hy, span, kom gou hierso, ek gaan sterf, maar 3 dae later gaan ek opstaan. Nou sit die engine is aan, maar hy ref nie, nee, hy bestaan, hy sê, ok, kom ek verduidelik het so, ek gaan die tempel afbreek en dan 3 dae gaan ek hom terugbou, en hy sê, maar hoe gaan jy die tempel, dit kan nie, so Jesus gee vir hulle heads up van wat gebeur, maar in hulle wêreld, is daai wonderwerk is onwerklik, sê maar, hoe gaan dit gebeur? So met daai agtergrond van beskrywing van waar hy emosionele welstand is, hier staan Jesus op, en hulle sien hom, hulle vat aan hom, hy leer hulle nog verder, dink net hoe oorweldig hulle moes wees, daai mense, ek sit myself indink, die vlak van vreugde, dankbaarheid, opgewondenheid, sê maar, nou is dit so, die hartseer van die storie is, die dag toe ons by die opperkamer of die oppersaal kom, kry ons net 120 dae, in 'n 10 dag wagperiode, maar kan jy gaan wag? Meer as 500 mense sien hulle raak my, ek leer hulle so oorweldig, maar alles wat hy gesê het is waar. En hy sê vir hulle, gaan wag nou, tot jy aangedoen word met krag in die hoogte, gaan wag. En ergens verloor ons meer as 380 mense, raak weg. Dis eintlik 'n verskriklike realiteit. Dat kan ons as gelowiges, in die wêreld waar ons nou leef, van die oombliklike, hoe weet ons leef in 'n wêreld van die oombliklike? Kom ek sê, hoe weet ons leef in die wêreld van die oombliklike? Wie gebruik, ek wil nou nie iets promoveer nie, wie gebruik WhatsApp? Ok, baie van ons. Meeste van ons sal vir iemand 'n boodskapie stuur, en dan sal jy sal nie jou foon toemaak of omberre nie, jy sal wag tot hy blou raak. Ja. Hulle moet hom nou lees, hulle moet dit nou lees. Nie later nie, hulle moet nou lees. En as dit iemand is wat jy ken of vir wie jy baie lief is, dan stuur die volgende, dan stuur jy 'n vraagteken. Ek het 'n pel wat vir my ping stuur, letterlik die woord ping. Ping, 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 en hy dink, die ergste is as hy blou raak en jy sien nie typing of reply nie, maar dan is hy, Het jy my boodskap gekry? Hallo, ping, 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 vraag, ping, 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 ping. In hierdie wêreld van die oombliklike, vra die Here baie keer vir ons, wag. So, ons lag nou, maar dit is waar toe ook.
Dis 'n menslike kondisieprobleem. Om te wag is nie lekker nie. Om te wag is ongemaklik. Want daar is 'n liedjie wat sing, wat sê, I want it all. I want it all. And I want it now. Julle moet almal uitkniel, die feit dat jy daai liedjie ken. Maar die Here vra ons bietjie, kan jy wag sodat ek op my standaard en my manier gaan openbaar? Kan jy dit doen? Ons vat net so 'n bietjie van afdraai voor ons terugkom. Jesus sê gaan en wag. Bly daar tot jy aangedoen word met krag. Want kyk, hier is die eerste realiteit wat jy moet verstaan van Pinkster en die Heilige Gees. God weet dat ons moet wag vir krag, want ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons kan nie wees wat hy wil hê ons moet wees nie, ons kan nie sê wat ons moet sê, wat sy woorde sê, ons kan nie doen wat hy gedoen het nie, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Jesus sê dit inteendeel van homself ook in Johannes, wat dink baie vir julle, sonder my kan julle niks doen nie. Gaan en wag. Jy het krag nodig. En ek sê hier in die ligtelike kerk, jy het krag nodig. Jy kan dit nie op jou eie spoed doen nie. Johannes 14. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. So hierdie al die belofte van God se teenwoordigheid en die Gees van waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Omdat hy by julle en by julle bly en in julle sal wees. Vers 26. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jy sien, Pinkster in sy senter gaan oor die koms van die Heilige Gees. Dis waar dit gaan. Nou die Heilige Gees, hier is nou 'n paar goed wat ons as Pinksterkerk en die van julle wat dalk nou nie is in Pinkster, wat jy moet verstaan. Die Heilige Gees, heel eerste, is 'n persoon. Dis nie 'n gevoel nie, dis nie oortuiging nie, dis 'n persoon. Dis die derde persoon in die Godheid. Jesus sê inteendeel, hy sê, dis beter vir julle dat ek weggaan. Want ek is nou God as mens op aarde en ek kan net een plek op een slag, want ek is, maar die Heilige Gees kan by almal wees die hele tyd. Nou die Heilige Gees word beskryf en nou hier is iets wat vir jou moet oopgaan, dit is ook goed wat jy nie weet nie. Die Heilige Gees word beskryf as 'n paar terme. Gees, wind, vuur, daar's 'n paar wat hy word as beskryf. Hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskaap en die aarde was woes en leeg. En dan sê die volgende vers, en die Gees van God oor die waters gesweef. Dis in Hebreëus is die woord Ruach HaKadosh of HaKodesh. Dis die woord van die Gees van God. Dis dieselfde woord. Nou as jy daai woord oorvat Grieks toe, dan kry ons 'n paar verduideliking. Ons kry die woord Pneuma Hagion. Pneuma Hagion. Dis die Griekse idee van die Heilige Gees. So Pneuma, wie spel met 'n P. Ons kry dit ook by die van julle wat nou in die industrie werk, pneumatic air pumps. Het jy al dit gesien? P-N-E-U-M-A. Dit beteken wind of asem of lug. Dis wat dit beteken. Hagion beteken heilig. So dis die heilige asem of heilige Gees van God. Dis wat dit beteken. En dan gaan hy homself openbaar, die Heilige Gees. Dan sê hy nou daar, as die helper, die comforter. Dis 'n ander woord, dis die woord parakletos. So die asem van God, die Gees van God, gaan homself openbaar as die persoon, die een wat op die waters gesweef het, wat gesê het, toe daar lig was, die woord wat gepraat word was Jesus, die Bybel sê vir ons in Johannes 1, dis wat Jesus, maar die Gees wat uitgaan laat gebeur, dit is die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, die Gees van God. Nou hierdie Pneuma Hagion gaan homself openbaar as die Parakletos, en ek is amper klaar met die Grieks. Nou in daai woorde, as jy die twee woorde opdeel, dan kry ons die woord para, en die ander woord is kalion, of kilion, kry ons die twee woorde. Nou para beteken naby of langsam. Naby of langsam. Nou die van julle wat in die army was, dis waar ons die woord paradegrond vandaan kry. Want wat gebeur? Ons staan naby langs aan mekaar. Ken jy dit nou?
En want jy staan om te kyk, as jou barei reg op, is jou hare op en dan. Maar as altyd iemand sy hare nie reg gesly word, is die barei op en dan boem, of die ander kant hier uit. Te staan, was altyd daai goed. Inspeksie tyd. So hierdie kant para, wat beteken naby of langsaan, kan nie jou die ander nog kleetos wat ons kry is. Jy moet nou saam met my bly, né? Is geroep of gestuur. En dan as jy die twee woorde by mekaar sit, dan kry jy die woord helper. Ons kry die woord helper, of die woord die Engels wat sê comforter. En wanneer jy sy naam afbreek, die Heilige Gees as die openbaring is, die een wat gestuur is om langs jou te kom staan, om jou te kom help. Dis die persoon van die Heilige Gees. En waarmee gaan hy jou help? Hy gaan jou help met krag. Heel eerste. Nommer 2, hy gaan jou herinner aan alles wat Jesus gesê het. Wanneer jy oorweldig word deur die lewe, dan kom die Heilige Gees. Wat het Jesus gesê? Jesus verwys na homself toe hy gestaan en sê, maar daar, nee, nou toe die duiwel hom sê, maar daar staan geskrywe. Jesus doen dit self. Hy sê, daar staan geskrywe. Ek herinner die vyand self aan wat die woord sê. So die Heilige Gees is die een wat gestuur is of geroep is om langs jou te staan, om jou krag te gee. Om jou krag te gee. Dis sy rol. As jy die woorde, want ons kry die woord paralegal op, daai woord van, dis iemand wat help, wat nie by my is, wat hierdie rol speel. So die werk van helper, hierdie woord, as jy dit nou in regsterme begin opbreek, die persoon van die Heilige Gees, dan is dit een wat vir jou voorspraak maak, terwyl jy jou trane afvee. Sien hierdie prentjie van hierdie comforter, wat namens jou kan praat by die Vader, maar as jy oorweldig dan vee jou trane af. En as die vyand kom en sê, jy is skuldig, jy is sleg, dan sê hy nie, jy is reg. Dis alles waar. Dan kom herinner die Heilige Gees my aan die woorde van Jesus Christus. Maar sy genade is vir jou genoeg. God het hom wat sonder sonde was, sonde gemaak vir jou. So kom die Heilige Gees, dan herinner my aan goed wat die Bybel sê, en sê ek, dis alles waar, maar my voorspraak sê iets anders. Want God se Gees woon in my. God se Gees woon in my. Maar as ek nou verwys het, Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kom nie, dis vers 7. Maar as ek weggaan, dan sal hy kom na julle toe wat ek stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel, dis buitestaanders, van sonde, omdat hulle nie in my glo nie, van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan, en hulle my nie meer sal sien en oordeel, omdat die owerste van die wêreld geoordeel is, waarmee ons begin het. Nou wil ek gaan na Handelinge toe. So nou het ons gepraat net vir 'n oomblik oor die Heilige Gees. KWS, en ons gaan môre en Dinsdag gaan ons dit verder uitpak in hierdie wagposisie. Maar die Heilige Gees, wat ook vergelyk word met 'n wind, en Jesus praat in Johannes 3, hy waai soos hy wil, want hy is die Gees. En in Handelinge 1, op die prentjie, onthou, ons het nou begin aan hierdie kant, by Sinai. God wil en God openbaar hom aan sy mense. Soveel so dat die natuur reageer. Die berg slaan aan die brand, dis donder weer, die mense skrik, hulle bedink, hulle gaan weg, Moses gaan op, hy kom af met die wet. Maar God se hart is, hier is ek. Nou kry ons self, en in dit kom Joël en hy profeteer, hy sê, maar aan die laaste dag, gaan ek my gees uitstort op alle vlees. Dis ook vir almal, vir elkeen. Hy sê, seuns en dogters gaan profeteer, ou mense gaan drome droom, mense gaan gesigte sien, hulle gaan die openbaring van God begin beleef. Handelinge 1, vers 4, nou kom ons uit, by die punt van wat ek wou sê. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat ek nou met jou deurgaan. Daar is baie ander skrifte, ek het net 3 van hulle gelees. Op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê van my gehoor het. So sê, ek het met julle gepraat oor die Heilige Gees, die belofte, julle moet nou gaan wag. Want Johannes het wel met water gedoop.
maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou ons weer in die 10 dae gevat. Die wat by mekaar het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Nou baie keer moet ons ook baie keer net toegee. Die disippels in Joodse kultuur was so oortuig, en hulle is nou nog oortuig, dis nie 'n nuwe ding, hulle is nou nog oortuig, dat wie ook al na Jerusalem toe gaan kom, en wie ook al as die Messias gaan verskyn, die Jode glo dit vandag nog, gaan fisies, prakties Israel kom herstel. En hulle het tot op die einde, nog steeds was dit, hulle het groot geword in daai wêreld, met honderde jare van geloof, dat die Messias gaan die Romeine of wie ook al oor ons regeer kom uitskop, hy gaan hulle wegjaag, hy gaan ons grense herstel, en hy gaan ons ewige koning wees. Hulle glo dit tot vandag toe nog, tradisionele Jode, dit is so, nee? Dis wat hulle glo. En hier vra hulle nog op die einde. Nou gelukkig het Jesus hulle nie hier gegryp en hulle geskit nie. Sê, hoerie manne, wat het die laaste 40 dae gebeur? Wat wil ek nou nog vir julle wys? Ek het die dood oor, want ek het saam oor, dit aan my gevat, julle sien die merke, Thomas, jy was ook daar, jy het nou nie gesê, ek gaan nie, jy het alles gesien. Maar Here, gaan nie, nee, gaan wag in Jerusalem, ek het vir julle gesê oor die Heilige Gees. Gaan wag. Gaan wag. En dit is so hard sê dat meer as 300 van hulle raak weg. Hulle raak weg. Hulle kan nie 10 dae wag nie. Nou ek besef 10 dae is 'n lang tyd. Maar nou alles wat jy gesien het, alles wat jy gehoor het, alles wat jy beleef het, dan is 10 dae eintlik niks. Sê Here, hier is dit nou. Hier is dit nou. Maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Vers 7. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag beplan nie. Hy sê net vir hulle, julle weet nie wat die Vader wil doen nie, hy doen dit op sy eie. Maar, hier sê hy nou weer, ons het nou in Matteus, Lukas 24 gesien, maar julle sal, soos weer, krag ontvang. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en hy het die laaste donderdag by hemelvaart so mooi oor dit bedien. Hier is 'n tweede verwysing wat Jesus sê, julle moet gaan wag, julle het krag nodig. Kom ons praat gou oor die fisiese. My naaste wat ek ook kan verwys, waar ek nog bietjie paptyres was gisterand. Dit is die naaste een vir my. Party van julle is dalk volgend. My eiers is skrikkelik pap. So gisterand was ons kraat op toe, die kinders het sport gehad, so dis 4 ure so toe 4 ure terug. Dis ver. Voel of jy jetlag het. Fisies moeg. Van in die bed, ons wil nog gesels. My vrou wou definitief nog gesels. So op verjaarsdag, ek wil laat wakker bly nog vir 3 keer sing. Maar kan nie. Ek dink sy het nog boek gelees, dus ek sal in La La Land, ek's weg, gone. En jy op fisies op 'n plek gekom en sê, ek is moeg. Ek is net so moeg. Kan nie meer nie. Met ons eersteling, Ruben, hy het elke uur gedrink, nee. Ja. Niet of het normaal was nie, maar dit was verskriklik. Dit was rof. Dit was nie eens by my nie. Dit is die ergste. Maar ek was die doekman en die burgman, so dit was my werk, ek was hands-on, ek kon naderhand in die donker met my linkerhand doeke verander, ek was baie goed. Maar die van julle wat nou jong ouers is, of nou bietjie kan het terug onthou, daar so 3 maande tyd, wanneer jy 'n kind het, wat jy net, slaap is nie op die kalender. Dis net nie. En dan word ek en sy, nee, sien ons word wakker, nie die wekker gaan af. So is ons word wakker nie. Jy so in en uit iets uit, ek weet nie wat nie. En dan sal ons van mekaar sê, ons kan nie moer word as wat ons nou is nie. Dis kan nie, dit is fisies onmoontlik. Weet jy wat, daar gebeur iets merkwaardig. Ek kom die volgende aand agter, jy kan. Daar is nog 'n vlak onder wat ek nou het. Ek kan nog moer, maar jy kan. En dan staan ek om sê, nou, ek is op my limiet, ek sien sterretjies, ek hoor stemme, iets is nie reg hier nie. En dan kom ek die volgende dag, ek kan moer, ek kan. Dis dit in die fisiese. Nou vat daai na die gees van die mens toe.
En ek wil vir jou sê, sonder die krag van die Heilige Gees, gaan Renier Kleinsmid dit nie maak nie. Ek weet nie wat jou oortuiging is nie, maar sonder die krag van die Heilige Gees, gaan Renier Kleinsmid dit nie maak nie. Ek het dit nie in my vermoë, my persoonlikheid, om dit te doen nie. En weet jy wat, Jesus het dit geweet. Het sê, want as jy gaan wag, hy sê, julle gaan krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daar gaan iets skuif in jou mens wees. Want as jy moet praat soos Jesus praat, as jy moet doen soos Jesus gedoen het, as jy moet wees hoe Jesus is, ek wil vir jou sê, jy kan dit nie uit jou eie vlees uitdoen nie, dit is onmoontlik. En dis hoekom later as ons kyk na die woorde van Paulus, dit wat uit die Gees gebore word, daar's iets anders in die wat in Christus is nuwe skepsels, daar's iets anders wat daar gebeur, maar sonder God se Gees is dit onmoontlik. Kan nie gebeur. En Jesus het dit geweet. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat gebeur is, hy sê, en julle sal krag ontvang, en wat gebeur as gevolg van die krag wat jy ontvang het? Julle sal my getuies wees. Daar's iets ekstern wat gebeur in die gelowige, wanneer God se Gees oor iemand en in iemand kom woning maak. Getuienis word iets baie natuurlik. As jy die einde van Openbaring gaan kyk, dan sê hulle, en hulle, die gelowiges, het oorwin deur twee goed. Die bloed van die lam, iets wat ons geen beheer oor het in die afgehandelde werk van Jesus Christus, en nommer 2, die woord van hulle getuienis. Maar as iets wat die God se Gees in my kan doen, ek weet wie ek was, ek weet wat ek is, maar ek weet wat Jesus Christus deur sy Gees kom doen het in my. En dit kan ek onomwonde sê, nie as 'n plek van hoogmoed nie, hoor my baie mooi. Renier Kleinsmid is nie dieselfde nie. My persoonlikheid is dalk nog dieselfde, maar iets in my gees het verander, want God se Gees woon in my. God se Gees woon in jou. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So kom ons pak gou die moment uit. Is almal nog oké? Ja. Oké. So Pinkster word gesien tradisioneel in die hart van die kerk as die geboorte van die kerk. Ou Testament word slawe 'n volk. Jy moet dit nou sien, hè? So in die Ou Testament by Sinai word slawe 'n volk. Nou in die Nuwe Testament sien ons hierdie klomp mense, 120 van hulle. Dis by mekaar in die Bybel deel vir ons hierdie gedeelte. Lukas skryf vir ons in Handelinge 2 sê die volgende. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Daar was iets wat hulle harte aan mekaar vasgebind het. En skielik kom daar uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En daar is deur hulle gesien tonge soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Kyk nou, net hierdie ding klaar, ons gaan nou net verder uitpak, net hierdie moment klaar, dink ek moes 'n ding gewees het wat hulle verskriklik geskok het, geskuif het, beweeg het in 'n reaksie van, hier gebeur iets massief nou. Hulle het nie geweet, is dit dag 2, dag 7, dag 10, hulle het nie geweet, wanneer die aandoening met krag gaan gebeur nie. Hulle het ook nie geweet hoe dit gaan gebeur. Al wat vir hulle gesê het is, gaan en wag, totdat julle krag ontvang. Hier wag hulle. Die Bybel sê, die 120, die wat nogal was, hulle was eendragtig, ons is hier, ons wag. Ons glo die finale woorde van Jesus Christus, hy gaan vir ons krag gee, ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, ons weet net, ja, hy gaan 'n persoon stuur. Dis wat ons weet. Hy gaan 'n persoon stuur. En die persoon wat hy gaan stuur, het ons nog nie gesien nie, ons weet nie wie hy is nie, want hy het homself net openbaar aan mense wat uitverkies is vir baie spesifieke rolle in baie spesifieke seisoene. Konings, priesters en profete. Was nie vir die gewone mense. En die volgende oomblik waai daar 'n wind uit. En die wind word 'n vuur. En nie net word hy 'n vuur, hy verdeel homself en hierdie tong kom sit bo elkeen. En nou is die vraag, hoekom so? Nou, dit is 'n baie teologiese en filosofiese vraag. Hoekom op so 'n manier? Ek wil teruggaan na Jesus se woorde toe in Johannes 3, die wind waai soos hy wil, hy is die Gees, hy maak wat hy wil. Maar daar's 'n paar tipes, wat almal kan waar wees dink ek. Wat openbaring is van 'n klomp beelde in die Bybel.
Nommer 1, ek dink, dis 'n direkte verwysing terug na Sinaï. Van die storm en die vuur op die berg. Wat daar gebeur is. Hier kom God se gees en daar's 'n rukwind wat gebeur, die wind waai in die gebou en hier's 'n vuur wat, so daar's 'n stuk openbaring van daai beeld rondom dit. Die tweede vraag wat ons moet vra is, hoekom tonge van vuur? Want baie keer, daar's 'n Engelse ding wat sê, we are creatures of habit. Nee? Die 7 van ons wat die voorreg het om se nou en dan uit te gaan eet. Ek weet, baie van ons is maar nog baie maand by die einde van ons geld oor, ek besef dit. Maar wanneer jy daar kom, die oorgrote meerderheid van ons, wanneer jy uit eet, by 'n plek wat jy ken, jy gaan woonlik na 'n plek toe wat jy al baie uitgeëet het, en wat doen jy? Jy bestel presies dieselfde. Ek hou daarvan, is getoets, hulle maak het reg, hulle weet hoe ek het wil hê. Maar my liefie, daar's 171 dinge op die menu, ken jy hom nie? Ek hou net van hierdie een, daai ene. Hy het my naam op, skryf sommer langs om, dis Renier se bestelling, hulle kan hom al merk. Hulle weet ek, we are creatures of habit. Dis maar net so. En hier is die ding, die gevaar waar ons onsself baie keer vang, met die Heilige Gees, is as ons hierdie wet toepas. Want hoe die Heilige Gees om in die Nuwe Testament voor hierdie, daar was 'n moment in die Nuwe Testament waar die Heilige Gees om voor die dag van Pinkster geopenbaar het. Baie spesifiek. En dit was by Jesus se doop. Dink hoe mooi. So hier is 'n Nuwe Testament oomblik waar die Heilige Gees homself openbaar, maar hy openbaar homself glad nie soos dit nie. Jy weet wat die storie onthou het na Johannes toe aangekom en sê, daar is die lam van God wat die son, hier kom hy. Hier kom hy, sê, maar ek sê waardig, jy moet my doop, hy sê vir Johannes, nee, jy moet my doop, die skrif moet vervul wat jy moet doen. En die Bybel sê, toe Jesus uit die water uit opstaan, het 3 goed gebeur. Die hemel het oopgemaak, God het gepraat, en die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif, jy ken dit, neergedaal, en sê, hier is my geliefde seun en weer gewelbaar, luister na hom. Nou sal die creatures of habit sê, by die dag van Pinkster, ek dink nie dis die Heilige Gees nie. Ek dink nie dis die Heilige Gees nie. Hierdie is vreemde goed hierdie. Die Heilige Gees openbaar homself as 'n duif. Dis so ons het gesien, ons was daar. Hierdie, ons moet versigtig wees, kerk. Die wind waai soos hy wil. Die Heilige Gees doen wat hy wil, want hy is die Heilige Gees. En daar's 'n rede in my oortuiging hoekom ek so dink. Hoekom vuur? Wat doen ons met vuur? Wat is die doel van vuur? Is om warm te maak, is om te brand. Ek is nie net oortuig nie, ek weet dit. Daar was niks in Jesus se lewe wat weggebrand hoef te wees. Hy was sonder sonde, hy was perfek. So hy het nie die Heilige Gees op so 'n manier nodig gehad. Ek weet, daar's baie dinge in ons lewens wat met die vuur van die Heilige Gees weggebrand moet word. Goed wat ons nie kan wegkry, dit word net weggebrand. En inteendeel, in God se Gees sê ek wil jou gebruik, want terwyl ek jou gebruik, gaan ek 'n paar goed met wegbrand. Die derde beeld van wat ek dink wat daar gebeur is, die tong van vuur, wat sê Jesus vir sy volgelinge in Johannes 5, 6 en 7 die bergpredikasie, sê, julle is die lig van die wêreld. Nou as ek daar staan, kan dit lyk soos 'n kerflig wat brand. Verstaan hierdie beeld van hierdie tong wat so maak, sê maar daar's iets van die lig van die Heilige Gees wat hulle deel maak, en die tong wat hulle monde aanraak, en hulle almal begin in 'n verskillende taal praat, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het. En as jy hierdie gaan uitpak wat op hierdie Pinkster oomblik gebeur die volgende, en ek gaan dit vir ons lees vanaf vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, hoor wat sê die Bybel, uit elke nasie wat onder die hemele is. Want onthou, hulle is nou hier vir die fees van die eersteling, die eerste oes, nee, hulle is nou for the first fruits, hulle is nou hier vir die fees vir die Ou Testament. Maar kom ek sê gou, ek gaan nou so al met die einde, ek gaan nou sommer in die deur val. Die fees van die oes, het nooit oor die oes gegaan nie. Die oes is altyd mense. Jesus verwys, hy sê die lande is gereed. Die oes is baie, die arbeiders is min. Die oes is altyd mense, die beeld wat die Ou Testament gehad het van die eerste, die oes, dis altyd mense.
Dit het nooit gegaan oor die oes nie. Nou staan die oes, hulle almal is in Jerusalem, hier in die Bybel sê, die Joodse godsdienstige mense, hulle kom vir die fees, onder elke nasie onder die son. So al die who's who in the zoo is daar. En as jy die storie verder gaan, so kom jy agter, hulle almal het in ander tale begin praat. Hulle almal het ander tale begin praat. Hoekom? Want die mense wat daar was, het almal in ander tale gepraat. So jy het nou mense daar gehad, jy kan nou gaan lees later, hierdie van vers 8 en 9, van verduidelik hulle, al die tale van mense wat daar was. Nou dis tale, ek dink nie of hulle vandag meer bestaan nie, maar hulle het in alle tale gepraat. Maar nou is al die mense onder die son is daar. En die Heilige Gees, deur sy krag, maak hierdie disippels se tonge los, en hulle begin hulle ander taal praat. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in 'n war, hulle was verwar. Want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal praat. En hulle was almal verbaas en verwonderd en vir mekaar gesê, is hulle almal wat daar spreek nie Galileërs nie? En as jy verder gaan lees, het van hulle gesê, nee, hulle het al soetwyn in. Nee, staan nou. Nou, in Kaapse taal, lyk Dawes. Hulle nou lyk Dawes in. Hulle is op die prop, staan daar. En Petrus, en ek wil net nou die prentjie sien, hulle skuif van mense wat wegkruip, na mense met baie groot vermoediging. Hulle skuif van mense wat tydens die kruis van Jesus Christus, dis net Johannes wat die eksepsie was, as 11 disippels en die 11 volgelinge wat weggehardloop het, na mense wat afstorm by die trappe in die markplek, en die evangelie van Jesus Christus begin verkondig. Sien jy hierdie skuif wat gebeur? En ek wil vir jou sê, dis nie uit hulle eie nie. Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die krag van die Heilige Gees. En Petrus, toe hy begin praat, gebeur iets ongelooflik. Hy begin toe praat oor wat ek in die begin gelees het, wat die geprofeteer is deur Joël. Hy sê, wat julle nou hier sien gebeur, wat nou hier gebeur nou, is wat deur Joël geprofeteer het. In die laaste dae gaan God sy gees uitstort op alle vlees. Daai uitnodiging is nou ook vir ons almal. En die mooi van hierdie storie is, duisende mense het dit geglo. En die glo het nie net gekom oor Joël se profesie nie, want Joodse godsdienstige mense het Joël se profesie verstaan. Hulle het dit geken. Hulle het hierdie verwagting gehad, dat God gaan sy gees uitstort op alle vlees. Maar dink gou self vir jou, en jou eie hoedanigheid, vir jouself. Jy kom op 'n plek, en iemand wat jy nie klassifiseer wat dit sal doen nie, begin ewe skielik met jou Chinees praat. In vandag se konteks. Jy sal so 'n bietjie verbaas wees. Inteendeel, as dit iemand wat sy herkoms jy ken, hierdie is Afrikaners. Hulle praat Afrikaanse mense, verskillende rasse, tale, en ja, maar hulle praat Afrikaans, hulle kan Afrikaans praat. Sien ek wit mense wat Afrikaans praat, hulle praat Afrikaans. Ek ken die mense. En ewe skielik begin hulle Hindi praat, asof hulle Indiërs is. Ek wil vir jou sê, jy gaan 'n bietjie verbaas wees. Jy gaan vir jouself begin vra, maar hoe is dit moontlik? Die engine gaan afwees, maar hy gaan nie ref nie. Hy's aan, maar hy ref nie, hè? So ek probeer nou, ek probeer die dooitjies nou bymekaar kry. Hoe is dit nou moontlik? Dis die Heilige Gees. Soveel so, dit het so groot impak. Dit het so groot impak daai dag, dat later as jy Handelinge gaan kyk, en Korintiërs, en hierdie mense op hulle sendingreise kom, dan vind jy op hierdie plek al reeds kerke. Maar dis mense wat 10 in daai dag by Pinkster was, by die fees van die oes. So nie net gee 'n taal dat elkeen kan verstaan nie, iets ongelooflik gebeur. Maar onthou, die aandoening is met krag. Die gaan aangedoen word met krag. En kerk, ek wil hierdie onomwonde sê, in alle duidelikheid. Jy kan nie die Here dien, voluit, tot die einde, sonder die Heilige Gees. Jy kan dit nie doen nie.
Jy het dit nie in jouself nie, jy kan dit nie doen nie. Daar is sekere dinge wat ek opstaan en sê, Here, vind my gehoorsaam getrou, daai twee goeders, ek praat baie met die span oor. Daar's twee goed wat ek kan bring. Sê, Here, ek wil eer bring aan die naam met my lewe, ek wil U verheerlik, dis die eerste ding, en die tweede ding is, vind my gehoorsaam getrou. Vind my soos dit. Dis waar ek beheer. Maar om die pad deur, dit kan ek nie doen sonder die krag van die Heilige Gees. Want as jy kyk hoe die stories van die disippels uitgeloop het, net een het 'n natuurlike dood gesterf, so ver as weet. Net een. Hulle het God se Gees gehad. Hulle gaan van wegkruipers oor na 'n plek waar hulle so die volheid van die krag van God gehad het. Dat sê ek gaan. Ek gaan 'n getuienis wees, want ek verstaan. Die oes is nie op die lande nie, die oes is mense. Dit was nog altyd die oes, want jy ontvang krag sodat jy 'n getuienis kan wees. Nou kyk, ek moet hierdie sê as 'n waarskuwing. En ek sê dit in groot liefde. En môre aand en maandag en dinsdag aand gaan ons op 'n plek kom en sê, Here, hier is ons. Waai soos U wil deur die Gees. Ons gaan dit môre aand en dinsdag aand doen. Maar kom ek sê vir jou gou net baie duidelik. Pinkster en charismatiese kerk moet versigtig wees dat ons te groot klem sit op ons belewenis teenoor ons getuienis. Want kom ek sê vir jou so, creatures of habit, né? Creatures of habit. So die Heilige Gees openbaar homself eerste as 'n duif by Jesus. Die dag van Pinkster openbaar hy homself as 'n wind en 'n tong en vuur. In Handelinge 4, as jy Handelinge 4 gaan lees, dan sien jy, en Petrus en Johannes het gebid, en die plek het geskit. Nou lees dit, die gaan kyk op die einde van Handelinge 4, 31, daar op die einde. Hy sê die plek het aan die skit geraak. Nou kom jy so twee terug, jy sê maar, dis nie wind nie, dis nie vuur nie. Dan gaan jy bietjie verder na Handelinge 11 toe. Gaan jy hierdie kant, dan kom jy hierdie kant van die ding. Dis waar Petrus gestuur word na die heidene toe en hy kry 'n openbaring wat God vir hom sê, die sak het net uit die hemel 'n lap. Sak uit die hemel uit en al die onrein diere is daarin. En God sê vir hom, slag en eet. En Petrus sê, ek kan nie dit doen, dis onrein diere, ons mag dit eet nie. En God sê vir hom, jy sal nie vir my sê iets soos onrein as ek dit as rein verklaar het. En net daar kom soek mense om en is heidene. En met Handelinge 11 gebeur iets anders en hulle is vervul met die Heilige Gees. So die wind waai en doen soos hy wil. Die uitnodiging van Jesus wees, kan jy wag en sê, hier is ek. Kan jy dit doen? Nou ek wil jou nooi, tussen vandag en maandag en dinsdag, dat dit jou gebed sal wees. Heilige Gees, hier is ek. Soos U wil. Want die versigtigheid is, ons het baie klem gestel op die belewenis teenoor die krag wat gegee word vir getuienis. Is jy met my? En ek sê dit in groot liefde kerk. Ons het baie klem gestel op die belewenis versus die krag van God vir getuienis. Want die Heilige Gees in sy persoon, en ek het dit vir jou opgedeel, is die een wat langs my kom staan, wat geroep is om langs my te kom staan om my te help. Dis die woord. Dis wat dit beteken. Want die gevaar wat ons het, is ek kan vir myself begin sê, as ek nie ben, ek weet almal ken nou nie vir Dirk nie, so ek besef maar Dirk is hierdie pragtige man, wat hier so sit, ek het hier so gaste, hierdie ou wat Jenny en sy ma se mooiste kind is. Ek weet ek kan hom gebruik as 'n voorbeeld, ons het 'n great verhouding, weet jy? Ja. Maar die gevaar is wat gebeur. Kyk, ek wil jou regtig om hierdie mooi verstaan. Die gevaar is wat gebeur, as ek my belewenis begin opmeet met Dirk se belewenis, dan gaan ek myself bevraagteken, maar het die Heilige Gees, woon die Heilige Gees in my? Want Dirk het 'n Sinaï oomblik gehad. Die berg was aan die brand. Dit was net roet en vlamme, en dit was verskriklik. By my het dan net 'n duif kom sit. Dit is nie sy storie. Maar die belofte wat Jesus gee van die Heilige Gees is, ek gaan die Parakletos, die Parakaleo, ek gaan vir jou stuur, die een wat geroep is, om langs jou te kom staan. Dis wat hy gaan kom doen. Wat hy gaan wees vir jou, hy gaan vir jou krag gee, en hy gaan jou herinner aan die woorde van Jesus. Dis wat hy gaan doen.
Dis sy werk. En wanneer jy hierdie krag ontvang in jou gees, wanneer jy hierdie krag ontvang in jou gees, is die effek daarvan, Jesus sê self, 'n boom word geken aan sy vrug. Is die effek daarvan, die gees van God wat in iemand leef, is wat? Dis vir jou maklik, goed en lekker om te getuig. Dis nie vir jou probleem nie. Dis vir jou maklik om te getuig oor die grootheid van die Here. Dis vir jou maklik om te praat oor die wonders van die Here. As iemand vir jou vra, wat is jou storie, is jou antwoord altyd, dis net die Here. Hoe jy gekom waar jy was, dis net sy genade. Hoe is jy waar jy is, dis die wonder van God dat hy my vashou. Dis vir jou maklik om te getuig, hoekom? Want God se gees woon in jou. Sy krag is jou deel. Nou saam met belewenis, die tweede ding wil ek ook sê, daar's niks fout met belewenis nie. Ek het in myself al belewenis gehad met die Here. Dit maak dit werklik vir my. Ek en Heinrich het nou nog in die kar. Toe praat hy oor sy belewenis en my mond het opgegaan oor wat God in 'n belewenis oomblik met hom gedoen het. Die realiteit is net, kan ons as gelowiges sê, Heilige Gees, hier is ek, net soos U wil. As dit 'n berg is wat moet brand, laat hom brand. As dit 'n rukwind is, dan is daar aardbewing is, maar as dit 'n Heilige Gees, as dit 'n duiwel, laat dit 'n duiwel moet wees. As dit 'n gefluister is van die stem. Soos wat Elia gehad het toe in 'n berg gesit het. Weet wat sê die Bybel? Haar storms en aardbewings, en hy sê nie een van hulle was die Here nie. Hy sê toe hy buite gaan staan, toe die wind soos 'n briesie gewaai, soos 'n briesie, sag, toe hoor hy die gefluister van God se Gees. Die vraag aan die gelowiges op Pinkster, Here, kan ek wag en sê net soos U wil? Openbaar U self aan my, net soos U wil. Want Pinkster op die dag van Pinkster was anders as die Pinkster oomblik in Handelinge 4. Dit was anders as hulle Pinkster oomblik in Handelinge 11. Dit was ander oomblik. Dit was op 'n ander manier. Dit was anders as Jesus se doop. Was anders, want die Heilige Gees waai soos hy wil. Die uitnodiging van die gelowige kan jy net sê, hier is ek. Ek wag op U. Net soos U wil. Openbaar U self aan my, net soos U wil. En dan is die fokus nie die belewenis en die ervaring nie, maar die krag wat ontvang word vir getuienis. Want ek wil vir jou sê, ervaring dra ons net so ver. Belewenisse dra ons net so ver, maar as iets van 'n gebeur wanneer die krag van God deur sy Gees kom woning maak in my. Maar daai kragwoorde, en daarmee het ek begin, daai kragwoorde wat die Bybel mee beskryf, maar hy praat oor die woord krag, en hy gebruik essensie eintlik meer hierdie twee, is die woord dunamis en exhaustion of exhaustion, hang af wat se konteks jy dit sit. Dis 'n dinamiese krag. Dis 'n krag wat nie van jou afkom nie. Nou ons ken kragopwekkers baie goed in Suid-Afrika. Ander lande, jy kan nie hierdie preek laat preek. Ons ken die geklik, ons ken daai geluid. Jy weet, jy gaan kom ek weet, dis 'n petrol, daar is 'n petrol, dis 'n diesel, dis 'n gas, ons weet, ons is goed met dit. Maar daai krag, druk jy by jou huis in, die krag kom nie van die huis af nie, die krag kom van die kragopwekker af. My krag en jou krag is nie ons eie nie. Dit kom van hom af. Dan is dit die woord exhaust, waarvan ons die woord exhaust kry, of die woord ek is moeg, daai. Dis die onuitputbare bron van krag. Hierdie twee saam is God se Gees wat werk in die gelowige. Ja, jy gaan fisies moeg word. Maar in die Ou Testament kom profeteer die profeet alreeds. En hy sê die volgende: die wat op die Here wag, kyk wat gebeur, kry nuwe. Julle het dit. Hulle sal opvaar met vleuels soos arende. Here, maar is dit moontlik? Dit wat voor jou lê, gaan jou nie oorweldig nie. Die berge wat voor jou is, gaan jou nie terughou nie. Weet jy wat doen 'n arend as daar 'n berg is? Hy sprei sy vlerke en hy soek die hittekolomme en hy gaan sweef net oor hulle. Die hittekolomme, waar gaan hy? Waar gaan hy? Berg is hoog. Waar gaan hy?
Dan sê hy nog 'n ding, hy sê, jy gaan hardloop en nie moeg word nie. Wauw. Wat 'n belofte, ek het al baie in die fisiese gehardloop en baie moeg geword. So jy gaan stap, jy gaan nie mat word. En die wat op die Here wag. Jy sê Pinkster se deurbraak het gekom vir hy 120 omdat hulle bereid was om te wag. Hulle krag het gekom omdat hulle bereid was om te wag. Hulle getuienis het gekom omdat hulle bereid was om te wag. Nie tyd gemors nie, te wag. Jy sê Pinkster sê, Here, ek weet nie hoe my môre lyk nie, ek weet nie hoe my deurbraak is nie, ek weet nie hoe my getuienis môre gaan lyk nie, maar hier is ek. Hier is ek, beweeg net soos U wil deur U Gees. Want as jy wag, gaan jy aangedoen word met krag. Dis wat Jesus sê. Want dis die belofte van my Vader. En as God oor homself praat, hy sê ek is wie ek sê ek is en ek doen wat ek gesê het ek sal doen. Dit sê hulle in die Ou Testament ons. En ek wil vandag vir jou sê dat deur die Heilige Gees, die een wat geroep is om langs jou te kom staan. Inteendeel, ons verstaan dit nou as die een wat geroep is om in ons te kom staan. Dis eintlik wat dit die prentjie vir ons kom gee. Wil ek vir jou sê, daar is genoeg krag vir jou vir alles wat voor jou lê. En dit wat voor jou lê, is die krag van God tot redding en dit word dan jou getuienis. En hier staan Petrus. Hy's onwerk. Hy het Jesus verloon. Hy het baie vrae. Hy het weggehardloop, hy het 'n klomp goed gedoen, maar iets skuif die oomblik toe 'n tong van vuur op hom kom sit en in hom kom woning maak. Storm hy man eers die trap af en hy sê vir hulle, luister manne, ek sê vir hulle baie mooi, hierdie mense saam met my is nie dronk nie. Dis geprofeteer deur die Here. Hierdie mense het God se gees ontvang, sy gees is oor hulle uitgestort en ek moet vir jou sê, die kerk ontplof van daai dag af. En later as jy gaan lees, dan sê hulle, gaan my getuies wees. In Judea, dan kry daar's hulle in Samaria. Thomas, sover ons weet, is in Indië dood. Weet jy hoe lank hy moes gestap het? Daar was nie vliegtuig nie. Maar God se krag is in my. Ek kan nie anders as om te getuig oor sy grootheid nie. Ek kan nie anders. Toe ek jonger was, toe was altyd skaam en onvrymoedig. Ek weet jy sal dit nie nou sê. Veral oor die Here te praat. Want in essensie is nie van ons werk om oor die Here te praat. Ons is nie. Totdat ek 'n belewenis gehad het met die Heilige Gees. En my belewenis was dalk nie 'n heiligste belewenis nie. Maar ek het 'n belewenis gehad. God se Gees is in my. Hy het in my kom staan maak. Dit het my krag gegee. En in tye, daar was baie sulke tye wat ek weet jy wil gehad het, waar ek fisies wil weggaan. Maar ek sê, Here, ek kan nie meer nie. My gemoed is swaar. Dit gebeur in die Bybel met baie mense. Maar Here, my gees, die Heilige Gees, my gees gaan nooit swak wees. En my siege voel ek dalk afgemaak. My liggaam is dalk stikkend. Maar Here, die Gees het woning kom maak in my. Kyk, hier is die belofte wat my klaar wil maak. En dit wil ek hê met jou op die tafel van jou hart kom skryf. Jy gaan nooit sonder krag wees nie. Ek gaan dit weer vir jou sien. Jy gaan nooit sonder krag wees nie. Gaan en wag tot jy die belofte van die Vader ontvang het. Wat hy beloof het, gaan hy gee. En jy gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou. En wanneer sy krag in jou kom woning maak en jy weet, ek kan nie my nie, maar sy krag word in my, want sy Gees draak in my. Ek weet nie hoe die gaan deurkom nie, maar sy krag is in my, sy Gees woon in my. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, want terwyl ek die deurstap herinner my aan die woord van God. Dis wat God gesê het, dis wat hy gaan doen, dis wat hy kan doen, dis wie hy gaan wees. En herinner my aan die woord van God en dit bring vir my hoop en dit bring my geloof ten spyte wat my siege en wat my vlees baie keer voel. Maar daar's krag in my gees. Ek kan nie moedeloos word. Amen.
besig met hierdie realiteit. Want 2000 jaar terug het die eerste vlaag Christene dit gevat. En as jy 'n bietjie oefening wil gaan doen bietjie oefening en gaan lees bietjie oor die vervolgde kerk, wat tot vandag toe nog aangaan. Hulle het hulle verlieuws gevoel. Hulle het aan die brand gesteek. Vandag nog, hulle skiet hulle dood, hulle ry oor hulle. Dis wat met ons broers en susters gebeur. Maar wanneer ons gevul is met krag, kan jy sê, maak my maar dood. Skeer my mekaar uit. Peter sê, kruis my onderste bo, ek is nie waardig soos hy dood te gaan. Dan kan jy nie goed sê, maar as krag in my, jy kan niks by my wegvat nie, jy kan my vlees doodmaak, jy kan niks by my wegvat nie. Want God self, in sy gees, woon in my, in my kom staan plek waar ek lyk dalk swak, ek is dalk stikkend geslaan, ek het dalk niks meer oor, my tande is dalk weg, maak nie saak wat my gebeur het nie, dis krag in my gees, want sy gees woon in my. Dis wat op die dag van Pinkster gebeur. Die oes was altyd die mense. Dat dis hoekom in ons eie vleeslike swakheid openbaar is die krag. Dis wat God selfs vir Paulus sê. In jou swakheid word my krag geopenbaar, want dis waar ons getuies lê. En hy sê, en julle gaan my getuies wees. Julle gaan my getuies wees. Nie dis iets wat dalk gaan gebeur nie, julle gaan my getuies wees. In Jerusalem is waar? Wat is Jerusalem vir ons? Is Jeffreys Bay. In Samaria, plekke hier om ons. Judea, ons mense, tot oor die grense oral. Waar ook al ek gaan, dra ek die getuienis van God se krag in my lewe. As jy die geleentheid kry, maar Dirk, hoe is dit, dat jy so hoop dra in so stikkende land, want God se gees, die volheid van sy krag, woon in my. Sy genade is my behoud. Ek het net so min antwoorde soos jy, maar ek weet dat God se gees woon in my. En hy gaan vir my al die krag gee, elke dag wat ek nodig het. En of het is om eindtyd die wedloop te hardloop, en of iemand my tussen daar gaan doodmaak, dis oukei. Sy gees woon in my. En jy sien 'n vrymoedigheid wat geskuif het in die hart van die gelowige. Ek wil vra om saam met te staan. En jy sien 'n vrymoedigheid wat in die hart van die gelowige skuif. Ek ontvang dit wat die Heilige Gees gedoen het. Maar die uitnodiging was waar toe en is waar vandag. Kan ons weer opnuut volgens sê. Heilige Gees, ons wag op U. Steek nou aan op as jy kan. As jy half ongemaklik is, hou dit net nie onder. Heilige Gees, ons wag op U. Ons wag op U. Ons wag op U. Openbaar self. Mensie wil, ons is afhanklik, ons is oorgegee. Ons wag op U.
As U wil, hoe U wil, waar U wil. Okay, en ons niks fout om meer as een ervaring te hê met die Heilige Gees nie. As jy die storie gaan kyk van Handelinge 2, Handelinge 4, Handelinge 11, Petrus was by al drie van hulle. Al drie van hulle was anders. Heilige Gees. Heilige Gees ontstaan met groot oortuiging en grootmoediging. Ons wag op U. Nes U wil. Hoe U wil. Dankie dat U belofte van krag ons deel is. Dis nog iets wat moet kom nie. Dis ons deel. Dit is beloof aan ons. Mag ons daaraan wandel. Ons Here. Heilige Gees, ons harte is voorberei vir die komende dae. Om opnuut die dunamis, Joshua krag van die Heilige Gees, die onuitputbare bron van krag wat in ons gees kom woon, weer opnuut kom krag gee. Selfs die wat 'n lae en verslae gees het, Heilige Gees, kom gee krag. Met 'n swaar en oorweldigde gees het, Heilige Gees, kom gee nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees vir U krag nou. Dankie vir 'n vars openbaring van wie U is. Vir elkeen van ons. In Jesus naam. En elkeen sê, Amen. Steek jou hand uit na my, ons gaan in hierdie oomblik net saam bid. Jy is welkom om na die tyd nagmaal te kom gebruik. En ek nooi jou na môre aand Dinsdag aand toe, waar ons net wagtend gaan wees. Ons gaan net wag op die Here. Kom kuier saam en kom wees net saam met ons. Vir aandoening van krag uit die hoogte. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons ewige Vader en die gemeenskap en die vrede van die Heilige Gees met jou wees en bly in Jesus naam. Amen. Amen. Vrede.